Vrede, vrede, geliefdes kinders van die Here. Ik hoop jullie het een lieflijke dienst gehad, eet, geëet, het ingepakt. Van die woord komt tot bij Elia. In die Engels sê vir hom, Elia staan op en eet. Van hierdie pad gaan vir jou baie lang word. So ek hoop jy het ingepakt vir die dag wat voor lê, die week wat voor lê, van die vyand. Hy lê en loer en wag vir ons, soos 'n brullende leeu by die deur, om ons te verskeer. Vir elke ding wat ons wil doen, jou gedagtes, hy attack dit, sodat jy moet negatief kan dink, en voel dat die Here is nie met jou nie. Maar die engel kom tot by die man van die Here en sê, jy sal moet opstaan en jy sal moet eet, van die pad gaan vir jou baie lang word. So die brood wat hy geëet het, dat het hom versterk vir 40 dae en 40 nagte. So laat die Here ons weer kan versterk vir die week wat voor lê en dinge wat vir ons wag, sodat ons dit kan hanteer en op 'n manier kan hanteer, op 'n goddelike manier. As die baas 'n bietjie uit raamval, dat ons nie moet struikel of met woorde of uit die raamwerk van die Here uit moet antwoord nie, maar laat ons in die raamwerk kan antwoord deur die krag en die genade van die Here. Nou ons sê dankie vir die Here, vir die wysheid, die insig en die kennis wat hy in ons plaas, sodat ons weet hoe om dinge te kan hanteer. Hy verander mos 'n mens, hy verander jou spraak, hoe om mense te kan antwoord. So hy sê, jy moet vinnig dink, maar jy moet stadig woorde uiter. Jy moet jou woorde bedink en dink, gaan die ding reg wees wat ek nou gaan praat. Gaat dit nie die next persoon vir ongeluk of hy gelowig of ongelowig is, maar my woorde moet ek kan bedink. So 'n kind van die Here sê iemand om af te breek, maar jy's daar om op te kan bou. Prys die Here. Nou kinders van die Here, altyd deur ons sê ons staan in die waarheid. Ons lewe vir Christus, ons doen wat Christus vir ons nagelaat het om in die waarheid te kan lewe. En die waarheid sal ons vrymaak. Prys sy soete naam. Nou kinders van die Here, ek verbaas my, soos Galasiërs 2 sal sê, ek verbaas my hoe die gelowiges so gou afvallig word. Dis wat Galasiërs 2 sê. Prys sy soete naam. Nou, jy sit in die akker van die Here, dan sit jy met manne van die Here, wat met bobtails sit, hulle sit met die ponytails, hulle sit met ponytails, manne met togas, het ponytails, gedaaide hare. Ek weet nie wie 'n persoon is hier, of jy die beste singer is hier, of jy die beste prediker is hier, maar jou manier hoe jy jou dinge doen, dit verander vir my, van dit sê vir my, jy pas in by die wêreldse gesindhede, met hierdie ponytails, manne, daile hare hierbo, blond, jy is 'n gelowige, hoe lyk jy met 'n blonde kop, en jou baard is blond gedaai? Jy is 'n gelowige. Pas jou in by die wêreldse dinge, en dan wil jy môre vir die wêreld gaan vertel, dat die Here wil hê jy moet dit en dit doen, terwyl jy dieselfde ding doen, wat die wêreld doen. Hoe lyk 'n godsman met 'n blonde kop? Hoe lyk 'n godsman met 'n blonde baard? Verstaan u? Ons as kinders van die Here, ons laat dit toe, ons sit stil, en ons luister, die manne wat so geblond is, en geponytail is, en hulle het gedred, hulle preek vir ons, en ons kom onder die krag, en ons laat dit toe, terwyl die manne van die Here uit orde is, en ons laat dit toe. Môre kom maar rousonders in, en hulle het gesien die manier hoe julle in die openlig staan, met blonde koppe en dinge. Nou kom my man met sy stikkende jeans en dinge na die kerk toe. Nou wil jy hom teregwys, dan wys hy vinger na jou toe terug. U het dan met 'n blonde kop met ponytails. Nou wil u vir my sê, 'n man van die Here moet sy hare moet altyd netjies wees, jou baard moet netjies wees, jy moet hom ingetoe wees. Dan kan hy man jou terugwys. Blonde kop,
Môre is die man ook blond. Kinders van die Here, almal die manne wat nou inkom na die blonde koppe. Dit is 'n wêreldsgesindheid wat die manne van die Here en die vroue van die Here nou doen om hulle koppe te daai. Dit het nog nooit gebeur, maar die generasie van nou, hulle verander alles die evangelie. Hulle laat die dinge toe binne in die kerke in. Jy kom kry die mense preek nou met afgekapte hemde, hulle preek nou met vessies, hulle preek nou met shorties. Dis hoe die evangelie nou verdraai het. Maar u wat nog staan in die waarheid, praat die waarheid, leer die waarheid. Vermaan 'n broer, 'n suster of het 'n pastoor is, in alle gesag, as dit jou reg om jou pastoor eenkant toe te roep en sê, ek het dit nie so ontvang nie, ek het dit so ontvang. Hoe verdraai u dan nou die werk van die Here? Of die pastoor van u uitban uit die kerk uit, maar weet dat u dit on alle respek gedoen. Hoekom verdraai u dan nou die ding? Dat u nou siele kan inkry in die kerk van die Here, kom soos jy wil en doen soos jy wil. Ja, jy kan kom soos jy wil met dit wat jy gehet het, in jou hart kom soos jy wil. Maar God gaan nie jou hart so los, soos hy gewees het nie. Hy gaan dit omskep en hy gaan dit verander. En hy verander jou manier van aantrek. Hy verander jou manier hoe jy praat. Hy verander jou manier van alles wat jy gedoen het toe jy rousondaar was. En hy verander dit. Hoekom wil ek nou, wat ek nou jare by die Here is, nou wil ek weer inpas by dit. Net om vir die jong mense daar buite te wys, dit is lekker hier binne by die Here. Die werk van die Here gaan nie oor die gejuigery nie. Ek sien mense gaan aan oor gejuigery. Dit gaan nie om met jou verhouding wat jy het met die Here. Nie net gaan lekker kry met gejuigery en trappery nie, maar jou hart is ver van God af. Jou verhouding moet hier wees. Rein van hart. Hy sê in Spreuke 3, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Bewaar die gebooie van die Here, en baie jy doen 9 van hulle en 1 mislukkie, en het jy die hele gebooie misluk. En mense gaan oor mense wat lekker preek en dinge, en vergeet van hulle verkeerde dinge wat hulle doen, en hang die persoon aan, terwyl jy vir Jesus moet aanhang. Ons lewe in 'n so tyd in, maar moet nie vir u laat mislei deur hierdie gees wat die gelowiges nou inloop nie. Die fashion gees, blonde koppe en dinge wat hulle nou in is nie. Dis hoekom Galasiërs 2 sê, ek verwonder my, sê die man van die Here, hoe julle so gou afvallig word. Amen. Bedink dit. Die Here seën.